luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Quando sono solo sogno l'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostrai tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con me. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari
lontana sogno l'orizzonte, mancan le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non mai tu sei tu con me. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mare che io lo so. No, non esistono più. Con te io li vivrò, con te partirò sui navi per mare che io lo so. No, non esistono più. Con te io li vivrò, con te partirò. Hello, darkness, my old friend. I'll come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless streams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, I sleep at night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Their voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. For
Dankie dat ons dan vir mekaar hier op 'n maandagooggend 10:00 kan 'n tyd gee. Om te sê hierdie tyd is soos enige ander tyd, maar sekere tye is meer spesiaal en meer heilig en so ook ruimtes. Ons weet alle ruimtes is vol van God, maar ons glo ook dat hierdie ruimte en vanoggend ook die ruimtes in ons binnekant en in ons harte en besonder ook heilig kan wees. Heilig beteken maar net daai plek waar God en mens bymekaar kom. Die ou Ire, die Keltiese spiritualiteit praat van thin places. Daar's plekke waar hemel en aarde baie naby mekaar kom. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Wanneer ons saam kuier op so 'n geleentheid, dan is ons in die eerste plek hier en dan is dit moeilik om ook met dankbaarheid en ook met 'n gevoel van, dit klink dalk vreemd om met feesviering te kan sê ons vier 'n lewe. As ons vandag hier sit, dan vier ons die lewe van Annetjie van der Westhuizen. En as ons nou sommer hierdie kersie voorsien as haar lewenskers, dan sê ons hierdie lewenskers is aangesteek in menslike terme in 1949. En sy het energie gebring en lig gebring. As ons so na haar lewensverhaal kyk, gebore as 'n nooide pree. Waar's Tannie Ellie? Tannie, baie welkom hier by ons. Tannie Annetjie se sussie. Sy was een van 3 kinders. Ons is baie by dat Tannie hier kan wees. Maar so het sy op hierdie aarde kom leef en kom leer lief hê, groot diep spore getrap in Rustenburg en in die gemeenskap en uiteraard ook in julle lewens en in julle harte. En so kan ons oor haar hele lewe praat. Sy het leer lief hê en sy het kind in die wêreld gebring. En so het haar lewe groter geword. En dan kan ons nou op 'n vandag soos hierdie sê, goed, maar hierdie aardse lewe is nou verby en kom ons doof die kers uit. Ons as gelowiges durf dit nie doen nie. In die eerste plek glo ons dat daar 'n ewigheid is waar God se teenwoordigheid en God self baie meer teenwoordig is wat ek en jy ooit kan dink of vra. So ons weet, Annetjie lewe vir ewig in die teenwoordigheid van die Skepper, die God van hemel en aarde. Maar dan ook leef sy in aardse terme, dink ek, ook nog steeds voort. Want jy sit hier vandag en op 'n manier het sy 'n afdruk gelaat op jou lewe, konkreet in jou lewe. As jy hier sit, dan is daar van jou ma se bloed in jou are. Hoe meer konkreet kan ons dit nie kry? Dat sy hier voortleef. En 'n verhale wat ons gaan vertel en onthou in stories en fotos en datums en plekke en op tye wat vir haar kosbaar was. Weet ons ook dat sy hier voortleef. So daarom sal ons die kers laat bly brand vandag, maar ook vir ewig in ons harte. Dis hoekom ons saam is, ons vier hierdie lewe. Maar dan is ons ook saam, ons glo ook dat haar lewe ook vir my en vir jou 'n boodskap dra. Niemand leef op hierdie aarde, het die goddelike asem ontvang, sonder dat daardie lewe 'n verskil maak en 'n impak het in die plekke en die ruimtes waar ons leef nie. In die ou rabbynse literatuur is daar altyd gesê dat voor die dag wat jy sterf, moet jy 'n boek skryf en moet jy 'n boom plant en moet jy 'n kind hê. Om iets te sê van hierdie nalatenskap, dat ek en jy kan nie net hier kom leef en kan sê dat dit geen impak op die wêreld nie. So vra jy dan vandag vir jou, as jy hier uitstap en jy klim later in jou motor en jy ry, dan het God ook 'n boodskap deur Annetjie aan jou. So hoe ry jy uit en hoe stap jy uit? Wat is haar boodskap? Wat is haar nalatenskap? En mag jy dan ook hier sit vandag met daai oopheid en verwagting, dat die Here deur haar lewe praat en sal bly praat en sal bly inspireer. En dan is daar 'n derde moment en dit is die moment van troos. Ons sit ook hier en natuurlik is daar 'n leefplek, daar's energie wat weg is, daar's herinneringe wat bly, maar wat nie opmaak vir die leefplek nie. Daar's al gesê, as jy regtig met God te doen wil hê, moet jy op 'n plek wees waar jy troos nodig het. En dis nou waar ons is vandag.
Die beste vertaling vir die woordjie parakletos, wat ons kry vir Heilige Gees, sê net trooster. So kom ons sit ook hier en ons weet, ons is in die teenwoordigheid van die groot trooster, wat perspektief bring, vrede bring, maar ook goddelike liefde, wat nou omvou. So daar waar jy sit, wil ek jou vra om net so vir 'n oomblik stil te raak en ook te vra wat jy nodig het. Here, in ons sit, is ons volledig by U. Ons bely dit vanoggend dat U nie net in ons is nie, maar dat ons ook in U is. So daarom kan hierdie vir ons 'n heilige ruimte en 'n heilige plek wees waar hemel en aarde baie naby mekaar kom. As U nou in elke asemhaling is, in elke ruimte onder ons en bo ons en voor ons en agter ons en ook in ons. Here, selfs daar waar ons nie woorde het nie, daar waar ons 'n leeplek het, of nie weet wat om te sê nie, of nie eers woorde kan gee vir ons emosies nie, daar is U volledig. En ken U ons en weet U van alles. En dis hoe ons dan hier sit. Amen. Genade en vrede vir elkeen van ons wat saam is vanoggend. Die familie het gevra dat ons Psalm 23 oordink en hy is ook in die blaadjie, as jy jou blaadjie wil oopmaak. Ek gaan bloot deur Psalm 23 lees en hier en daar 'n paar opmerkings maak. Die 53 weergawe is afgedruk en ek gaan hom ook so lees soos hy hier staan. Maar weer eens, alhoewel hierdie seker dit is wel die mees bekende Psalm in die Bybel, maar hy waarskynlik ook een van die mees bekendste tekste in die Bybel. So jy dalk hier sit vandag en sê, ag ja nee, ek ken die ou Psalm, maar mag jy ook weer oopmaak jou lewe, dat 'n 3000 jaar oue teks van Dawid, weer eens, saam met Tannie Annetjie se lewe vir jou sê, wat moet ek vandag hoor? Daar is al gesê dat een van die grootste tragedies van die mens is dat ons die dinge vergeet wat ons eintlik moet onthou. En die dinge onthou wat ons eintlik moet vergeet. Psalm 23 is 'n onthouteks. En die heel eerste woorde wat uiteraard nie voortkom in die oorspronklike teks nie dis 'n Psalm van Dawid. Nou ek en jy het 'n groot verwysing van ou Dawid. En baie van julle sal iets onthou van 'n jong mannetjie, die jongste van sy broers wat iewers in die veld besig is om skape op te pas en hy is dan 'n skaapherder. Anders is vandag nie 'n skaapoppasser wat rondjaag en net skape oppas nie, maar 'n herder wat voorloop, skape ken sy stem. Julle ken die Johannes 10 teks. Die hele gedagte dat hy sy skape geken het by die naam en hulle het hom geken, hulle was eintlik maar 'n familietjie, dit was sy lewe. Maar dan ken ons ook dat Dawid naam gemaak het. Iewers het hy gehoor van hierdie groot fete wat sy volk het met die vyand, die Filistyne, en julle weet van die Goliat verhaal, die 3 meter lange reus en hoe hy met sy slingervel gekom het en hoe hy nou hierdie reus verslaan het. En Dawid begin namaak en hy begin groter raak, hy begin beter raak, hy begin sterker raak, hy word die koning van die mees magtigste ryk van sy tyd, hy is die beste koning. Hy het 'n paar foute ook. Die hele Batseba verhaal. Hy het hartseer. Op 'n stadium sterf hierdie baba seentjie wat hy in Batseba verwek het. Hy vlug op 'n stadium vir sy lewe, van sy eie kind af, van Saul af. Hy het 'n rowwe tyd. En ons sien die normale gang van lewe. En hoekom ek nou al hierdie dinge noem is dat Psalm 23 se woorde as belydenis is eers moontlik aan die einde van jou lewe. Want die Here is my herder. Dink vir 'n oomblik. As jy jouself sien as gelei deur 'n herder, en ek glo dat in die Annetjie se lewe wys dit ook,
Wie is jy dan? As jy kies om 'n herder te hê, dan kies jy om jouself skaap te maak. En dis nie baie gewild nie. Maar die lewe kom baie keer en hy dwing jou tot skaap wees. Ek het nog nie gehoor van 'n baie sterk sportspan wat hulle self die skape noem nie. Ek meen jy's 'n leeu, of jy's 'n renoster, of 'n olifant, of 'n haai, of wat jy ook al wil wees. Maar ons kies nie vir skaap wees nie. En Dawid was leeu, hy was sterk, hy was groot, hy het die gemagtigste ryk gehad van sy tyd. Maar op 'n manier het hy op 'n stadium agtergekom dat daardie groter word en sterker raak en opgaan in die lewe op 'n stadium ook maar 'n perk het. Ek sit so 'n paar weke terug by 'n ouerige dame in die ouete huis. En sy vertel vir my ook hoe sy en haar man met 3 kinders 'n groot lewe gemaak het nog daar op die Goudvelde in Welkom, en sy vertel van die huis en later die groter huis en later die 3 motorhuise en die 4 karre en die karavaan en sy kyk so rond en sy sê, ja, en selfs hierdie bed wat ek op nou sit, is nie eers myne nie. En dis die lewe, né? Op 16 is jy dalk met 'n slingervel in die hand en jy is sterk en jy vol vorentoe en jy wil opgaan. En jy kry dit reg en op 25 moet jy ambisie en jy moet drome en op 35 hoop ek het jy ook nog. En selfs op 50 glo ek het jy nog, maar die lewe kom maar net en hy vat maar 'n bietjie aan ons. En op 'n stadium besef jy al wat oorbly is dalk dat ek 'n herder het. En alleen dan sou iemand soos Tannie Annetjie saam met Dawid kon sê, niks sal my ontbreek nie. Kom ons sê dit, die een vertaling vandag sê, ek kort niks. Ek weet nie van een van ons wat hier sit, wat baie maklik daai woorde kan sê nie. As jy hier uitstap en ry jouself vas in 'n reklamebord of 'n advertensie op jou foon of op 'n ding en sê, jy kort baie, jy kort dit, jy moet soontoe gaan, jy moet dit kry, jy moet dit bereik. Maar elkeen van ons kom op 'n stadium in ons lewe en is aan die einde van jou lewe, glo ek. Waar jy hierdie gevoeligheid kry van, ek het nou soveel in die teenwoordigheid van die herder, dat ek kan sê, ek kort niks. Want 'n skaap kan nie in die donker sien nie, 'n skaap het nie slagtande nie, 'n skaap kan niks vir homself doen nie, hy moet gelei word en gehelp word deur 'n herder. En nou kom ons aan en hy kom met hierdie belydenis, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. En hier kom hy maak 'n belydenis dan oor die herder, oor God self, en hy sê, hy vat my, nou, daar is nie in ou Israel groen weivelde nie, dit is in die oortreffende trap, iets wat hy droom. Waters van rus was daar ook nie noodwendig nie, maar hy sien dit as die herder sorg, want dis wat 'n herder gedoen het. 'n Herder het gegaan, ons lees dit later, met 'n stok en 'n staf, en hy het skape gevat na die plek toe wat hy gedink het vir hulle die beste sal wees. En dalk is dit dan goed dat 'n skaap nie sy eie wil het nie. Hy lei my in die spore van geregtigheid. En dan gaan ons na vers 4 toe, wat uiteraard die draaipunt is in Psalm 23, en ek en jy ken dit. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. En nou kan julle dink aan Tannie Annetjie se doodskade weer oomblikke. Donker dieptes is wat die 83 vertaling sê. Ons almal beleef donker dieptes. Of dit verliese is, of dit ontnigtering is, oormatige bekommernis, angstigheid, die gevoel dat ek die lewe nie meer in my hande kan hou nie, om afskeid te neem van mense, gebroke verhoudings, dis alles momente van, dis donker, dis diep, dis nie waar ek self gekies het ek wil wees nie. En wanneer ons later gaan luister ook na
Tannie Annetjie se lewe en besonder ook oor die laaste paar jare van uitdagings rondom gesondheid. Dis donker en dis diep. Wat gebeur daar? Ek sal geen onheil vrees nie. Ek sal nie bang wees nie, want U is met my. U is by my. So wat gebeur in die doodskaduwee? Wat gebeur in die donker diepte? Dawid begin bid. In die eerste 2 verse, jy het agterkom, praat hy oor God in die tweede persoon. Hy lei my, hy vat my, hy bring my. Maar die oomblik as jy in die donker skaduwee kom, en help dit nie meer om oor God te praat nie. Dan praat jy met God. Dan word hy 'n U. En dit is die draaipunt, ek dink in enigeen van ons se lewe. En dit is dalk die uitnodiging wat Tannie Annetjie se lewe saam met Dawid vir my en vir jou bring. Waar kan die hy oorgaan in 'n U? En dan sluit Dawid af met 'n laaste gedagte. Hy sê as hy dan nou nie 'n skaap kan wees nie, dan kies hy vir 'n ander beeld. Hy kies die beeld van ek wil 'n gas wees in die groot gasheer se huis waar ek 'n groot feesmaal kan geniet. Ek berei die tafel, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Nou in daardie tyd as etes gehou word, het die gasheer alles voorsien. In vandag se tyd as iemand jou nooi vir 'n etetjie, sê jy dalk 'n bottel wyn saamvat of 'n bos blomme of nagereggie. In daardie tyd was dit ongehoord, want die oomblik as jy as gas iets saamneem, dan is dit eintlik tot verleentheid van die gasheer. Hy moet jou ontvang, in Jesus se tyd het Jesus dit self gedoen, maar of dan 'n slaaf sal jou voete was, want ons lê aan vir ete, en jou voete moet asseblief skoon wees. Ek sal jou hande was en jou voete was met olie, en ook jou kop, amper 'n tipe van 'n parfuum, en jy word oorlaai. My beker loop oor. En dit is waar die gasheer alles doen, en jy net ontvang. En dan alleen kan hy afsluit, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Dit is op daardie plek waar ons besef dat God se goedheid en guns, en iemand op 'n stadium geskryf dat hierdie goedheid en guns eintlik God se 2 jaghonde is. Want die woordjie wat hier gebruik word, sal my volg, is die presiese woord wat gebruik is as 'n hond 'n haas jaag. Om te sê waar ek en jy ook al kom, God se goedheid en guns sal jou kry. Jy kan maar hardloop, jy kan maar wegkruip, maar dit sal jou kry. En mag dit dan ook die getuienis wees van Annetjie van der Westhuizen se lewe, dat skaap wees en gas wees 'n plek is waar God se goedheid en guns jou volg en agtervolg en jou omvou. Daar word vertel dat 'n groot dramaturg op 'n stadium 'n eenman vertoning gehou het. Baie goed, sy storie goed geken, karakter mooi uitgebeeld. En toe hy klaar is met sy vertoning, het hy gesien daar's nog 'n paar minute oor en hy het vir die gaste gevra, is daar enigiets anders wat ek nog kan voordra? Ek het nog tyd. En een oom het voor half bewerig sy arm opgesteek en gesê of die dramaturg nie Psalm 23 kan voordra nie. En hy het dit gedoen. En met groot applaus het die mense hom bedank vir dit. Maar toe hy klaar is, toe roep hy die oom self op. En hy sê, wil oom nie ook vir ons asseblief Psalm 23 voordra nie. En hy het met 'n bewerige stem het gedoen. En daar was nie 'n droë oog toe die oom klaar is nie. En toe die dramaturg afgesluit en gesê, julle sien die verskil. Ek ken Psalm 23 woordeliks, maar hierdie oom ken die herder van Psalm 23. En dis die uitnodiging, vriende.
dat die Here ook vir Annetjie gebruik het om ons ook uit te nooi na die herder self toe. Mag dit vir jou die boodskap wees wat jy vandag moes hoor, en mag jy ook daar in huis toe gaan. Ons gaan nou as vriende en familie saam sing, die bekende Onse Vader. Het ons die woorde op die bord, Anter? Ok. Ons almal ken hom in elk geval, maar die woorde sal op die bord kom. Lindy gaan vir ons begelei en kom ons staan ook en dan bid ons so saam. Jy kan ook nou God se genade en seën en liefde ontvang as jy weet dat skaap wees goed is. Want dis waar God jou onvoorwaardelik kan vashou en kan lei en kan troos. Waar die genade van Jesus na jou toe kan kom onvoorwaardelik. En waar die teenwoordigheid van die Gees jou sal volg en self sal agtervolg elke oomblik van jou lewe. Amen. Kom maar sit, baie dankie. Ons gaan geleentheid gee, ek gaan dit sommer so met een aankondig. Ons gaan vir Astra geleentheid gee vir 'n huldeblyk aan haar moeder. En net daarna gaan Tarina ook 'n paar woorde spreek van bedanking. Terwyl hulle na vore kom, wil ons hulle ook sommer nou al uitnooi, net na afloop van die huldeblyk en ook die bedankings. Is julle baie welkom om oor te kan beweeg hier na die gemeenteruimte toe hier langsaan, waar ons ook verversings aan geniet wat die familie ook vir ons reg gemaak het. Sorry, my ma is besig met my. Julle, vandag groet ons my mamma, 'n vriendin wat so lief was vir die eenvoudige mooi dinge in die lewe. Die natuur, kamp, stap. Sy het ons land, Namibië, Botswana, plat getoer en gekamp. En sonsondergangs was 'n gunsteling en natuurlik 'n glasie wyn ook. Die laaste paar jare van haar lewe, toe sy nie meer kon kamp en toer nie, het sy die wegtydskrif wild woes getoer. En elke 5 kilometer reis of wedloop wat sy kon, het sy opgedaag en haar medalje verdien. Sy het 'n groot hart gehad. Sy sou haarself te nakom om ander te help. Haar liefde en omgee en goedhartigheid het soveel mense se lewens geraak. Mamma, jou woorde, hallo my sonskyn, sal ek vir altyd onthou. Ek was jou sonskyn. Jou enigste kind. Jy was 'n ongelooflike sterk vrou, 'n vegter. Jy is deur so baie mediese uitdagings, maar steeds het jy nie moed opgegee nie. Jy het aanhou veg. Mamma, dankie vir jou liefde, jou krag en alles wat jy my geleer het. Ek gaan jou baie mis. Jy hoef nie meer sterk te wees en te veg nie. Rus sag by Jesus se voete.
Ek het geweet ek moes eintlik maar eerste gegaan het. Annetjie was 'n baie besondere mens vir baie van ons en vir julle. Jy kyk wie's hierso. Sy het 'n impak gehad op die meeste van ons se lewens. So baie dankie aan elkeen van julle wat hier is vandag en ook almal wat graag wou wees, maar nie hier kan wees nie. Johnny, jou span, baie dankie. Ek is seker ons stap hier uit met 'n ander idee van Psalm 23, al het ons hom al 1000 keer gehoor. Dankie vir julle ondersteuning en leiding vir hierdie dag en hierdie tyd, ons waardeer dit. Lindy, dankie ou maat. Shari, dankie vir die blaadjies en die pragtige foto's. Het ek gesê Shari, nee. Marissa, dankie vir die moeite met die foto's. Daar's ook mediese personeel en hulle personeel wat 'n spesiale woord van dank benodig en dit is heel eerste Dr. Rapala. Annetjie is 'n kardioloog. Hy het Annetjie se lewenskwaliteit merkbaar verbeter. En nog vir 3 jaar uit die hospitaal het gehou. So ons is baie dankbaar vir hom met sy nuwe idees wat hy gebring het. Dan is daar ook die personeel by die intensiewe sorgeenheid. Dankie vir hulle toewyding, hulle sorg en hulle deernis. En dan aan haar menige vriende. Daar is baie. Ons het die WhatsAppe probeer beantwoord, maar ons kon nie byhou nie. Dankie vir al die jarelange vriende en omgee. Sophie en Martha, dankie vir julle. Dankie dat julle so baie geduld gehad het, dat julle lekker geskinder het saam met Annetjie. Sophie, that madam of yours. Ja. En Hester, wat altyd so besig is, maar wanneer Annetjie in die hospitaal is Hester heel eerste om te besoek. Dankie ook vir die treinrit wat julle aangepak het. Annetjie het nou onlangs nog weer daarvan gepraat. Al die captains mates wat deur die jare vriende geword het, omgee en liefde, baie dankie. Casper en Marshall, julle het saam gekuier, saam gedaan, saam gekook, saam vakansie gehou en julle het Annetjie ondersteun waar julle kon. Veral ook tydens ons Namibiese tripie. Soos julle op die foto's kon sien, Casper en Annetjie het saam op die motorfiets die Namib woestyn ingevaar. Maar ek weet nie wie die bangste was nie. Casper vir die duine of Annetjie vir die motorfiets. So sy het net geklou, maar julle het daarom oorleef. So dankie daarvoor. Teresa, die vriendin by wie Annetjie kon afpak, kon saamlag en ja, ook lekker met haar kon beklei. Dan is daar Freekie. Julle het baie sakke sout opgeëet en baie jare saam gehad. Julle het saam ons pragtige land en buurlande plat getoer. Julle het, soos jy gesê het, 'n vol lewe gehad. Julle het saam 'n kind gebou en grootgemaak. Julle het nie te sleg gevaar daarmee nie. Maar ek is nou bekommerd oor jou, want wie gaan jou nou op die regte pad hou? Johanet, dankie dat jy Annetjie aan die beweeg gehou het. Ek glo jy het soms hare op jou tande moes hê. En dankie ook vir al die besoeke by die huis. En dan Carly, waar's Carly? Carly, Annetjie se eie woorde, jy's 'n engel. Jy het as groentjie in die leeukuil ingestap, maar met jou sagte geaardheid, jou opregte belangstelling en jou baie praat, het jy vinnig haar hart gewen. Jy was soveel meer as net haar versorger. Jy was haar maat, haar geselsgenoot en haar steunpilaar. Haar hande en voete, haar opstaan en haar gaan sit. Baie dankie, Carly. So Annetjie het ek in 2003 leer ken. Sy was eienaar van vervoerbesigheid. Sy het presies geweet wat sy wou hê, maar sy het baie beter geweet van wat sy nie wou nie. So ek het maar meestal dat die rep het haar praat, want hy kon daarom diplomaties wees. So deur die besigheid het ons vriende geword en daarna het ons familie geword. So Annetjie het baie beklei. Sy het baie vir ons beklei. Ja, sy het lekker met ons beklei. Maar bo alles was haar kind haar grootste trots. Vir Astra het sy letterlik en figuurlik klip uit die pad gerol. Sy was saam by elke sportbyeenkoms
En sy was 'n mamma waarop 'n mens kon staatmaak. Leila en haar mamma kan daarvan getuig. En wanneer Astra bel, was dit altyd, hallo my sonskyn. Maar as ons terugkyk na die kaarte wat die lewe vir Annetjie gedeel het, was dit nie 'n maklike hand nie. Te vroeg het sy oop hartoperasies ondergaan, hartkleppe vervang, en later het sy met hart- en nierversaking saamgeleef. Maar wat het Annetjie met die moeilike hand gedoen wat vir haar gedeel is? Sy het haar pokerface opgesit en sy het die game gespeel asof sy net aas in haar hande het. Sy het geleef. Dis asof sy na 'n volgende rad oorgeskakel het. Sy het elke dag wat God haar gegee het, aangegryp en op haar manier voluit gelewe. Sy het nie in sak en as gaan sit nie. Sy het nie altyd die ergste verwag nie. Sy het in vertroue gelewe. Sy het geweet die Here voorsien elke dag genoeg vir daardie dag. Sy het gestap, vinnig en ver dat mense verstom was. Sy was bekend in die aftreeoord as daardie vrou wat so stap. Om 5 kilometer op 'n slag in 'n aftreeoord te stap, pas nie eintlik in die verwysingsraamwerk van die inwoners nie. Sy het fiets gery. Sy het aan wedlope deelgeneem. Haar woorde, ek sal maar die hek toemaak. Want sy het geglo sy gaan laaste kom. Ek weet nie of sy ooit laaste gekom het nie, maar sy het hinkepink elke keer deelgeneem en klaargemaak. En ons het saam gespog oor al die medaljes. 3 keer 'n week was hy getrou by Johanet om te oefen. Trappe op, trappe af, seer knie of te not. Haar deursettingsvermoë was net ongelooflik. Sy het saam Namibië gaan platkamp. 3 weke lank tente opgeslaan en afgeslaan. En as die son sak, was daar natuurlik 'n glasie wyn, solank die wyn wit was en nie geel nie. Sy was dapper en altyd 'n bok vir sports. Altyd reg vir pyn op die maagie medisyne, wat Jägermeister was. En 'n lekker karaoke met 'n stikkende mikrofoon en 'n braaitanges gitaar. Annetjie het nooit ophou om te probeer lewe nie. Maar ek moet dalk net verduidelik. Tydens die hartoperasie sny hulle mos deur die borsbeen. En dan heg hulle dit met draad, want blykbaar heg die been nie weer nie. En die pasaangeer wat sy gekry het vir die hartversaking, die drade wat in die hart ook ingaan. So ons mag sê, Annetjie was vol draadwerk. Later, toe dit te moeilik geraak het om te reis, het sy ander plekke in haar tydskrifte ontdek en daar plekke besoek waarvan baie van ons nie eers weet nie. Teen die einde, toe haar asem en haar wil nie meer wou saamwerk nie, en sy botweg weier om ergens heen te gaan, sou Astra vra, "Mamma, hoekom nie?" En haar antwoord was, "Ag Astra, ek weet nie." En dit het haar antwoord geword, as sy die moegheid en ongemaak nie kon verduidelik nie. "Ag Astra, ek weet nie." En toe die asem van hierdie aarde nie meer genoeg was nie, het sy nuwe asem gaan vind in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. En so sit sy nou by die voete van Jesus en met respek gesê, hy het 'n paar moeilike vrae om te beantwoord. Annetjie is nou presies waar sy wil wees en waar ons hoop om almal eendag te wees. Mag Annetjie se lewe, die draaie wat haar lewe geloop het, haar struikelblokke en teëspoed, haar vreugdes en vrede, maar veral die wyse waarop sy haar lewe gelewe het, vir ons almal motiveer om minder te kla en meer te lewe. Om ons minder te bekommer oor dinge wat waarskynlik nooit gaan gebeur nie, en meer dankbaar te wees oor dit wat ons het. Mag ons almal gereeld diep asemhaal en dink, dankie Here vir my lewe. Dankie Annetjie vir die voorbeeld wat jy vir ons was en altyd sal wees. En dan laastens, Astrakie, vir soveel jare was jy jou mamma se hande en haar voete, haar krag en haar veilige plek. Jy het haar hand vasgehou, jy het haar gedra wanneer sy nie meer self kon nie. Jy het vir haar gedink, haar versorg, haar liefgehad met 'n liefde wat min mense ooit sal ervaar. En ek dink as jou ma vandag nog vir 'n laaste keer met jou kon praat, sou sy net sê, dankie my sonskyn.
Amen.